is nou die tyd van die jaar, dit blaarmonsters, en dit is baie belangrik om seker te maak, jy het nie pes en plaag in jou land nie, so daai ding van, jy met jou voete in die land hê, is baie waar die tyd van die jaar. Jy is nou gou 'n bietjie hier by Johan, ek wil net gou 'n bietjie inspeksie doen hier, kyk of hier 'n wurmpie of 2 is, maar my knie geseer vandag, so ek het 'n ander manier van inspeksies doen in Johan se land. Ek het gesien wat kan ek. Ek het net vir die probleem omkring, ek dink hier het nie alles opgekom nie. So belangrik om altyd in jou lande te wees, Johan. So ek dink, aangesien ons oor spuite gaan praat, is amper die Mythbusters, hulle het ook altyd begin mos met wat is die uitdaging, of wat is die ding, of die onderwerp, so ek dink, ons gaan ook nou vandag gou 'n bietjie praat. So ek het ervaring met 'n paar spuit opsies gehad hierdie seisoen sover, en ek dink, as mens wil praat oor dit, jy moet altyd praat met die ouens wat dit gebruik, die professionele ouens, die ouens op die grond, nie die een wat dit verkoop nie. hierdie jare verkoop nie, want die verkoop ouens het baie stories, so ek dink dat ek daai professionele ouens inroep. Petrus, Juta, Master, Wazalapa. kom hier. Okay, so ek dink, so hierdie is, dis Juta, dis Master en Petrus. Petrus is stok oud, hy ry planter by my, maar hy plant hom reguit. Master is 'n professionele drone volmaak operateur. Hy het net, ek gaan vir hom 'n nuwe wietjie gee hierdie jaar, ons sien hy nog 'n bietjie in die son gestaan. Ja. En Juta is een van die lorries soos nou en dan 'n bietjie laat vassit. Maar ja, dit is die 3 ouens hier by my wat baie op die plaas bydra maak. So, maar nou, ons praat bietjie oor die spuite vandag. So nou wil ek wil nou eers vra Juta, met watter spuit gaan ons moet spuit? Die drone, die JX of die hoogloop? Hierdie een. Okay, Master, wat is spuit? Hierdie een. Petrus, wat is spuit? Nou, Sy bietjie vinniger. Nee man, maar daai ander een is mooi man. en die drone? Met die natplekke. Nou, as ons moet begin met die drone en ons moet begin met die Patriot, wat een gaan eers klaarmaak? Ek weet dit. So ek dink ja, so is 3 van my ouens wat by my werk. Is hulle innig dankbaar. En ek dink hulle opinies ook, het baie, dis die ouens wat saam met my op die land, weet werk Johan, en ek ken jou ouens ook. En ja, ek dink as dit veral kom by spuite, ons het genoeg ervaring in die laaste paar weke gehad, ek dink dat ons 'n opinie kan gee. Toch, dis so lekker by reën wat nou val. En ek dink die weer was een van die groot redes wat bygedra het tot daai silwer boks hier agter. En maar ons gaan 'n bietjie praat daaroor, maar ek dink op daai noot, ek dink ons weer gou vir hulle gou kans gee, hulle wil gaan eet. Ja. Nee, dankie julle hoor. Met mooi swem, hoor. Van die bakkie. Ek sien hier staan so ou silwer doos hier in die stoor, Ja, en ek verneem daar's 'n drone binne in hom. ja. Hierdie is 'n AA meeting, ek is daar nie. Hier is 'n intervention. Ons het nou al seker 3 gesprekke gehad in vorige episodes wat jy gal gebraak het oor drones en die voor- en die nadele. Ek dink jy het nou al so 350 hektaar besprinkel. Ek kan dit nie spuit neem nie, Ja. maar jy het dit besprinkel. Voordele, nadele. Ja, so Jesus het er nou my opinie oor drones het nog heeltemal glad nie verander nie. inteendeel. Nee, so kom ek sê, kom ons moet die gesprek hê. Ja. Nee? So ek het van 'n drone gekry en ek het nou nie vir die grootste op die mark gegaan nie. Ek het 'n T50 gekoop van DJI. Daar's baie opsies, EA Vision, XIG. Ek dink as jy 'n ding soek wat Formule 1 kar kan wegjaag, kan jy seker XIG doen, koop. Maar ja, ek het een by my gekry, so ek dink die hoofrede agter myne is ek wil graag dekgewasse strooi. En ja, ek moes maar spuit met hom ook. Dis nat. Dit het baie gereën. Soos ons so gesê het, dit is ek dink 'n spulpunt wat vashak kan nie so nat maak nie. Maar ja, by my dit was maar 'n gesukkel geweest om
te spyt na al die reën. Ek het 'n paar lande wat regtig baie nat word en vliegtuig is nie 'n opsie wel. Almal dis redelik landwyd nat en Ja. ek moes inkom op 'n manier met 'n spuit. Ons moes nog toppelmesting gooi. So kom my Puma daar staan, die strooiers nog agter hom. My wide drop pas net teen die stoor en hy is bietjie hoog, my applicator. So ons was baie druk besig. Hierdie ouetjie kon ek op daai stadium ook nog nie inkry nie want ek het die trekker vir iets anders nodig gehad. En ja, toe het ek my drone gekoop en ons begin spuit, maar sommer dag 1 het ek gesien of dit wat ek geweet het, jy is beperk tot en ek het 'n klomp water gespuit want dit wat in my mengsel is wat ek moet spuit wil nie akkommodeer in so min watervolume nie. Dit gaan oor oplossing, die konsentrasie oplossing binne-in. Okay, maar nou, so as jy nou sê 'n klomp water, jy ons nou nie om die bos lê nie. Dis 'n 40 liter tank Ja, en jy het 30 liter per hektaar gespuit. ek het 40 en 'n stuk 80. Ek het die eerste stuk het ek 40 probeer. Toe sien en ek het wat ek het geweet ek gaan bietjie die leeu se bal bietjie krap met dit en dit het toe nou jy kan sien die chemie beklei en dis nie een van daai ja maar ek spoeg en plak alles bymekaar nie. Dit is 'n mengsel wat vir my werk, is 'n baie veilige mengsel en dit sorg dat my lande skoon is. En ek moet sê op daai nota, ek dink en dit is die belangrikheid van 'n goeie vooropkomsmengsel wat moet effektief wees. My lande is redelik skoon tot op daai punt. Ek gaan sê kom ons sê op 1000 hektaar mielies is daar dalk 40-50 hektaar wat okay, hiersom Ja. en is 'n sukses fail nie fail nie, maar ek's 'n perfeksionis, ek soek dit skoon. So die waarde van skoon begin, jy kan nie by dit verbykom. Hierdie jaar as daai lande fail was met die moeilike kondisies verloor die opbrengs. Maar ja, in elk geval so my mengsel wat ek neersit, wil ek seker maak dat ek reg deur die seisoen gaan. Ek spuit Loudis van Bayer gewoonlik en hy's nie geregistreer vir aerial application nie, so ek moes na 'n ander mengsel toe gaan wat ook geregistreer is. Nou, dis ook nie te sê as die label sê hy's geregistreer vir aerial, dit is vir 'n drone ook nie. Alhoewel 'n drone ook so is, maar jy weet, so my mengsel wat ek toe moes spuit in my hoogloop in hierdie spuit, my konsentrasie op 150 liter. Ek is baie fyn, ek is ver binne onder die 10% merk. En die drone 10% op 4 liter, aanmoedig ek 4 liter konsentraat. Dan gaan die goed begin beklei in daai tank en dit het gebeur. Toe het ek 'n stuk 80 liter gespuit. Weet jy? Daai drone staan stil. Jy vlieg, batterye loop, alles loop, maar die drones in die lug en hy lig en hy land. Ek spuit baie stadiger. Ek het die papiertjies uitgepak om seker te maak my swath hoof, want weer eens, dit wat die vervaardiger sê, vat 75% van dit. Dan weet jy is min of meer beperke. Ja. So ek het my swath afgebring, ek het my spoed afgebring en ek het die hele tyd dit kort gekyk en opgevolg. Gekyk dat ek seker maak my overlapping is reg. As die wind opkom, Ja, ek wil nou net sê die wind moes vir jou gepla het. ek kan vir jou gaan wys, die heel eerste land wat ons nou mooi gespuit het, daar 'n bietjie windjie opgekom naderhand. Die soja is getan. Nee, dan nie soas nie. Nee, daai maak ek seker. Maar ek kan sien daar's 'n bietjie van 'n baan. Maar ek moet sê daai het ek dalk miskien nog 'n bietjie my swath wyd gehad. Ek het 'n bietjie gaan aanklop by die ouens in Amerika wat lank ervaring het met die drones van die eerste uitgekom het en ek het by hulle redelike riglyne gekry oor hoe om die drone op te stel. En ek moet sê, ek dink hy werk baie beter. Maar dan werk hy nie soos wat geadverteer word nie. Ja. Ek kan nie met my T50 11, 12 hektaar 'n uur doen nie. Ek doen 5-6 hektaar 'n uur effektief. So selfs met die ouens met wie ek daai kan gepraat het, hulle het my gesê as jy weer daai tipe hektare doen, dan weet jy jy's besig om iets reg te spuit en het dit gewerk? Ja, maar kon nie my mengsel heeltemal nou spuit wat ek wou nie. Ek moes van die goed uithaal. Ja. So, maar my hoogloop kon nie daar loop nie. En die spuit was nog nie reg om te spuit nie. En ek moet sê ek was in van daai lande gewees wat jy met die drone gespuit het. Ek kon nie daar loop nie. So ek dink ook nie jou Harry en die JX sou daar geloop het nie. Wel, So kom daar. Kom by dit uit, ja. So ja, die drone gaan ek my ander spuite verkoop glad nie. Ek weet die ouens sê vir my ja, hulle sal my aanvat met my hoogloop. Ek is jammer, ek gaan nie eers opvat op dit nie want jy gaan nie jou mengsel my mengsel kan spuit in jou drones wat hy moet nie. Ja. En ons gaan nie die lae watervolume doen nie. As ek my spuit se lae watervolume ook sak, kan ek in elk geval van 'n nog vinniger kan spuit so nee. Maar as dit nat is, gaan jou drone definitief spuit in my hoogloop gaan die hoogloop gaan nie spuit. So ja. So ek sien 'n drone nog steeds as ek gaan hom nie gebruik, ek gaan nie my hoogloop vervang nie, maar hy het 'n plek, ek gaan moet by natkolle spuit. Ek gaan dit moet doen. Plan X. Ek gaan dalk plan B, plan C, plan D, plan X dalk moet doen met die drone. Ja, so die ouens wat nou so dink ek's anti-drone,
Nog steeds anti-drone. Kyk, as dit net as dit vir jou gemoed is, koop hom en spuit. Jy gaan Ek moet beter sê toe ek hom koop het, toe voel ek beter want Ja. en ek moet vir jou sê, as ek net moet Roundup spuit om die bossies dood te maak, Ja. dan doen ek dit, maar ek gaan nie al die ander goed kan spuit so wat ek moet nie. Ja, so eerstens ek kan nie daai drone gaan nie my hoogloop vervang nie want hy kan nie die mengsel wat ek in my hoogloop moet spuit nie. Ja, so dit is daar. Maar as ek van die goed as daar mengsels gaan wees, ja, dalk, maar die applikasie effektiwiteit is definitief nie. Daar waar 'n nozzle afgaan op 2.6 bar, daar sny hy af, swath control 100%. Die wind kan bietjie sterker waai met 'n hoogloop air induction nozzle, daai AccuPulse wat ons oor gepraat het. 100% ja. Dalk oor 5 of 10 jaar verbeter drone tegnologie, maar tot en met dan ek glo nog in die ouetjie, maar nou wag. Voor ons verder gaan. Ek moet eers, ek moet eintlik met ons moet eintlik 'n opening shot op hierdie Hardy luftspuit gedoen wat hier staan. Ja. So nou wat ek wil vertel, hierdie luftspuit ek gekoop 6, 7, 8 jaar terug. Dink ek het vir hom R80,000 betaal nie daai tyd. 15 meter boom op. Ek het air induction TZ nozzles hier op. Ons het 'n AgLeader direct command direct liquid stelsel hier op. Vol variërend, swath control. Hierdie JX95 kuisterhekkertjie hier voor. Daai ding ry waar 'n drone nie vlieg nie, glo jy my? Maar staat nou geloop, maar ek het met hierdie ding gery op 'n paar plekke wat ek gedink het ons gaan al die lang kabel, daai skeef kabel wat ek by Erik gekoop het laas jaar, ons gaan vol met haal, maar wie hierdie trekker loop en 20 hektaar 'n uur met wat jy op is. Ja. Maar daar gaan seker 'n plek of of wees mengsel. en dan kom my vol mengsel neersit. So hierdie is ook opsies wat ek sal eerder na so 'n opsie toe gaan. Ek meen R80,000. Jy hoef hom nie te koop nie. Ek het hom nie gekoop, maar Wel, as jy na party van die drone se pryse kyk en jy kyk na 'n JX en hierdie spuit se prys saam, ek dink amper dieselfde, ja. Want weet jy, en ek het nou ek het 'n paar ouens en dit is interessant. Ek het baie boere wat my kontak of hy sê ons stem 100% saam met jou oor die drones. En ek het nog 'n ou wat my gebel het, my gesê het hy het 9 meter spuite, luftspuite gevat, ou Technomas, Ja. en hy spuit met hulle ook want hy kan sy volmengsel spuit. En ek skiet glad alweer nie 'n drone heeltemal af nie, maar ken sy limite, dis net 'n tool na tool. Ja, maar- Jy kan nie dit met dit vergelyk nie. Wat ek nou vir jou wil sê is, onthou, jy het nou gesê jy het hom eintlik gekoop om te strooi mee. So jy gaan jou kunsmis kan strooi, alhoewel as jy nou met 300 kg strooi, dan gaan ons nou 3 keer deur die veld vlieg as jy die groot ene het. Nou gaan ons 6 keer deur die veld vlieg om daai volume op daai hoeveelheid daar te kry. Maar en jy gaan ook jou dekgewasse kan doen. En ek dink dit bly 'n goeie opsie vir daai uitvalstukkies wat ons nie by gaan inkom nie en wat jy gaan, as dit modder is dit modder. So op die ou einde van die dag dink ek dit gaan nie 'n slegte 'n stuk toerusting op jou plaas wees nie, maar hy kan regtig nie 'n hoogloop vervang nie, maar hy kan ook nie 'n strooier vervang nie. Nee. Want jy het net soveel tyd om al hierdie tipe van goeders te doen. Daar's soveel 'n venstertjie en dit is wat ons het om al ons goeders in daai venster te doen. Maar om die dekgewasse in te strooi, ek dink ons moet daar kom. As jy dit gedoen het, dan sal ons weer die gesprek hê en dan gaan jy weer vir ons met terugvoer gee. Ja. Want ek dink jy kan ek dink jy het al met die vliegtuig het jy nou al 'n bietjie dekgewasse ingestrooi. Ek hou daarvan. As jy dit tussen die mielies kan inkry nog voor jy gestroop het, want jy verleng jou dekgewas seisoen omdat jy daai saad gaan reën kry. As jy eers moet wag tot dit gestroop is, vir ons op die Hoëveld is dit amper garantie jy gaan nie reën kry op daai dekgewas nie. En ek dink by my ek wend dekgewasse so aan en ek dink hierdie gaan dalk een van daai jare weer wees wat ek dink hierso einde as die mielies klaar bestuif het, gaan die dekgewasse ingaan. Ja. Want ek gaan begin gronddroog maak. Gestroop tyd. Dan gaan jy gaan stroop. Anders kan stroop nie, ja. Ja. Maar ek wil sommer ek kan sommer klaar terugvoer gee. So met ons perfekte grand nuwe kameraman wat ons het. Ja. Net die tegnologie is 'n bietjie van 'n issue. So die vorige ou was bietjie beter gewees. Ek wil net vir jou sê, Dieter, baie welkom hier by Vlug volgende keer. JP, jy's my neef, ek kan niks teen jou nie, maar sorry. Ja, JP is dan net maar gefire. Kyk hoe netjies lyk ons ewen vandag, nee. Ja. En ons het ewen fokus skerp ligte hier. Dieter het daarom 'n bietjie standaarde. Dit welkom en dankie. Jy's regtig professioneel, ken jou so. Dankie. Ons cheers op jou. Op jou. Ja. Asai, cheers.
ja, so maar so Dieter was nou 'n bietjie op die plaas en hy het nou 'n klomp van die footage vir ons geskiet nou wat ons nou die afgelope week gedoen het. En ons het nogals vanoggend baie vroeg as ek met die hoogloopie uit. Ek wou gou 20 hektaar gaan spuit het. En ek het 'n 20 hektaar mengseltjie aangemaak en ons is af land toe. En hy het mooi en ek dink ons kan nou gou vra dat hulle dit vir ons insit daar wat ek met die spuit geloop het en hy het my drone afgeneem en nou kyk my hoogloop het nog nooit vasgesit nie. Ek wil hom nooit laat vassit nie want ek dink as jy hoogloop trek jy vir hom skeef. Maar vanoggend was naby. Vanoggend was die naaste dat ek nog gekom het aan. Yes. Want toe hy begin gaan, die ottosteer wil nie meer die lyn vat nie. Hy weet nie meer waar's voor en waar's agter nie. En toe ek daar deurgaan, toe sit van wie ander jare sê ek, moer, hoe gaan ek hier spuit? Nou gaan my drone spuit. Ja. Dit gee my daai Jy 'n ekstra opsie. So en dis op die soja as daarom so. ja, Dit ek baie meer lenient daaroor. sal jy met 'n blaarvoeding spuit. Ja, dalk. Maar ek spuit nie met blaarvoeding nie so. Maar ja, maar definitief nie 'n swamdoder nie. Ek gaan nie 'n swamdoder nie. Dis ek 200 liter met hom gaan spuit en ek gaan elke keer as hy opstyg 'n battery sommer cable tie dat hy kan deurgaan vir dit. Maar vanoggend was een van daai voorbeelde so ek het daar 15 hektaar, ek kon die 20 hektaar aan die ander kant kon ek klaar spuit, kon die spuit leeg spuit, maar ek het bietjie gaan kyk daar na die natkol, maar daai deel is nou van wie wat as ek dit moet spuit met die drone gaan ek dit spuit. Jy weet so en ook dit is ek skat in totaal gaan ek 15% van my lande wat ek dink in die drone gaan moes gedoen het. Jy weet of gaan doen of wat ek al gedoen het, jy weet so. Daar's definitief 'n plek vir hom, maar hy is nie 'n hoogloop nie, is 'n hoogvlieg. Ja. Maar sê gou eers 'n bietjie vir my nou die nag is bietjie hier meng by my toe. Sien nou ek het nie skei met my mengsel nie, maar ek hoor jy het bietjie skei maar by jou gehad. Dis uiters ek het op aanbeveling van 'n goeie vriend het ek my my Amstel weggegooi en 'n bietjie Hyperboost in my game ingebring. Maar dit skuim en is so dik skuim in daai mengsel en ons het alles probeer. Ek het hom 3 dae voor die tyd in daai tanks probeer gooi. Ek het hom dadelik ingegooi en dan gemeng. Dis nog 'n groter bogger op. Ek kan jou net 'n briefie voorgee. 'n klomp goed wat gebeur en ek het bietjie gaan lees. So al die skuim wat in jou tank is, omtrent 30% van die gif wat jy in jou tank gegooi het, is in daai skuim vasgevang. En dit wat in jou tank oorbly as jy klaar gespuit het, is die skuim. So jy het 'n ander application van 30% gedoen. Nommer 2 is jy spuit te min hektare, want jy werk jou somme nie uit nie, want daar's skuim en ek het party plekke tot 3 hektaar minder gespuit op 'n 15 hektaar mengsel. So dit was my 'n helse kopseer gewees en ewen as ek van die anti-foam agents wat by ons beskikbaar is en ek het van 2 verskillende maatskappye het ek gekry. Ek moet vir jou sê AECI se anti-foaming agent het baie goed gewerk. Ek sal by hom stiek. Nie dat ek hom wil gebruik nie, ek wil nie goed met skuim nie. Maar ek het nou die produk wat dit veroorsaak, so ek gebruik dit nou maar. 'n Baie slim ou het my laat weet dit is 'n goeie teken as jou mengsel skuim. Dan is alles reg, jy moet opgewonde wees daaroor en dis great en alles. So ek is nie happy met daai nie. Dit is nie dis vir my alles behalwe great. So maar dis ook weer 'n chemiese ingenieur wat in die landboukant is. So Gelukkig is daar ek baie is van hulle. seker net te fucking dom, ek weet nie. Jy moet die kan met die ander hand vasgehou het. Ek met het bokant, seker so. dit moet Maar- wees, ek het seker die fout gemaak. Ek gaan nou 'n byvoegmiddel wees. Ek gaan ook sommer nou ietsie hier by doen. So, asseblief ek sê vertel my wat het ek verkeerd gedoen. hier so kom ek jou sê ek het dit ook agtergekom en ek dink ek jou gebel die dag Ja. en toe sê ek vir jou daai produk is nie iets is verander. Dit is ander. Hy's nie dieselfde nie. Ja. En die stuk wat ons gespuit het daar het ek gesukkel om my onkruid te beheer en dis deel van die stukkie wat ek nou sê het kon skoner gewees het hier en maar uit ervaring uit het ek nou gesien die ding moet nie skuim nie en ek weet ek wil nie skuim hê nie
En ek het dadelik oorgegaan na 'n ander maatskappy se produkte ook wat ek AECI, François, dankie François vir jou vir gebring het. En weet jy, skemer is weg, alles werk. So ek sê nie daai ander produk maar ek het daai ding soos 'n bygeloof gebruik. Ek het weer van hom nou laat aflaai. Ek hoop hy's reg, anders gaan hy vir hulle terugstuur. Maar mense moet oplet na sulke goed. Maar jy weet, hy by my skei my as ek hom net van een tank na 'n ander tank die water oorpomp met daai goed in. So dit sê vir my iets is nie reg nie. Iemand het dalk 'n fout gemaak, maar ek kry nie antwoorde. Maar fout dalk in die see in. Ja, wel. So maar ja, op die ou einde van die dag is dit die een probleem wat ek gaan hê met dit is as dit nie ordentlik gewerk het nie, want dan gaan ek sit met ons het nou geander dous wat ek nie graag wil doen nie. Want nou gaan jy dalk of weerstandbiedende goeders begin kweek of jy gaan nie ordentlike die onkruid gaan net te vinnig uitkom. Vir nou gaan ek vroeër my tweede opvolg met spyk en dan jy weer nie voete hier op die einde nie. Dan is jou lande weer vuil wanneer jy stroop. So ek het nie, dit gaan interessant is om te sien want ek het ook 2 of 3 verskillende maatskappye se goed gebruik om te kyk of doen almal dit en is dit die gif wat ek ingooi, maar dit was nie die gif nie. Want is ook gif wat ek met daai mense gebruik is al vir 2 of 3 jaar permanent en daar is nie 'n issue met hom nie. So ja, ons sal sien wat is die uiteinde van hierdie een nie. Ek dink daar is baie kopseer as dit by spyt kom want ek meen jy moet kyk na jou applikasiemetode, weet is jou applikasie reg, is jou vermenging reg, weet wat spyt jy en doen en kyk dit kan ook 'n lang gesprek wees en ek baie ouens vra ook vir my hoorie wat moet ek spyt? Ek kan nie vir jou sê nie, jy en jou rep moet maar op tafel sit en besluit. Maak seker wat jy spyt. Ek het vanoggend 'n ou gehad wat vir my 'n foto stuur van sy boontjies wat nie reg opkom nie en ek vra toe van gee vir my jou mengsel aan en toe mengsel oopmaak sê ek is die probleem, maar dis vir hy moet dit maar met sy rep gaan uitsorteer. Maar dis moeilik vir jou as boer om dit te ek vra van die se kontrole gelos. En wag ek gou. 'n Paar weke terug het ek met 'n ander ook 'n probleem gehad en hulle het verskriklike hoë tegniese terme gebruik. Die ou gelukkige kontrole gelos en toe hy daar kom, die enigste ding wat toe nou uit is die ding wat hulle aanbeveel het. Ja. En daar's almal dood. So dit bly maar nog steeds en ek sê nie blame jou rep nie, maar as skaak verkeerd loop. Ja, ek dit begin vir my al hoe moeiliker en moeiliker raak want die reps en die landboukundiges in ons land het eintlik 'n verantwoordelikheid want hulle het mos nou 'n nommertjie en 'n papiertjie om vir jou 'n aanbeveling te mag maak. Hulle is nou eintlik mos nou die enigste mense wat dit mag doen. So maar sodra jy vir hom sê maar hierso is 'n kontrole of hierso dit moet die produk wees, dan lig hulle handjies op en hulle trek hulle skouertjies op. En die venterwaandjies se dekseltjie gaan oop en verskonings kom uit. Maar as iemand met ervaring op die grond soos jy vir 'n ou sê, hoor hierso is die probleem, maar sê maar kan nie wees jy met die rep het gesê. En die professor wat saam met die rep gekom het ook gesê dit kan nie wees nie. Dan en ek verstaan 'n boer se sielkunde, jy weet dis daai hy wil hê daai ou moet reg wees want hy vertrou nog al die fucking jare daai ou om reg te wees. Hy spandeer 2 miljoen rand per jaar aan sy produkte vir hom om reg te wees. Hy moet reg wees. Maar hulle is nie altyd reg nie. So mense moet begin, wat wil nie ek sê nie ons moet rondshop en elke dag by 'n ander rep iets probeer koop of weer kry, maar die verhouding wat jy met daai ouens het, nommer 1 dis jou geld wat daai ou se produk op jou plaas bring. Maar daai ou met die verantwoordelikheid begin vat vir daai produkte want hy het dit aanbeveel. Great, as jy vir hom sê, hoor ek soek daai ding en hy sê vir jou nee, ek wil hy gaan dit nie vir my gee nie en jy sê vir hom ek gee nie om nie, jy bring hom, dan is dit fyn, dan sal ek die verantwoordelikheid vat vir daai besluit. As hy hom nie aanbeveel nie, is dit my op my. Maar op hierdie stadium van die geveg is daar te min ouens wat as hulle 'n produk gebak het, pa staan as daar iets fout gaan. Ja. En jy het 'n goeie ervaring of 'n slegte ervaring, maar 'n goeie ervaring daarmee, 'n goeie voorbeeld daar. Ja, en weet jy ek het nog een vertel van ek het 'n boer wat my ook gebel het en hy sê vir my jy gaan nou nie glo nie. 2 jaar terug toe ek en hy gesprek gehad het, toe sê ek vir hom probeer 'n bietjie hierdie. Hy sê en hy het gegaan en die ou beweer het, hy vra toe vir sy rep, kan hy dit
by hom kry. Hy sê na ou het gal gebruik. Al het op hom afgegaan. En man, hy was sommer kwaad vir hom gewees. Jy kan nie dit gaan nie werk, jy gee geld mors. Hy bel my nou ruk terug. Hy sê jy gaan nou nie glo wat laai hulle met my af nie. Want intussen in die maatskappy by wie die rep is, verspreidingsregte verander. Nou is daai ding wat hy 2 jaar terug gesê het, kak is, Dit, ja. nou verkoop hy dit. Ja. Nou is dit die beste. Ja, nou is dit reg. So ek het niks teen daai ou nie. Jy weet, dis 100%. Ek weet elke ou moet 'n ding verkoop en doen, maar weet wat? As jy is rep, as die boer by jou kom en sê hoor ek wil bietjie iets anders probeer. Laat die gaan verstaan van die boer se kant af ook, want ja, dit is die ou wat by jou geld koop. Hy ondersteun jou net soos wat jy hom ook moet dien. So Ek wil amper vir jou sê is as 'n rep so vinnig vaskop en sê nee, dit gaan nie werk nie, dan moet jy dit juis probeer. Want ek dink hy rep weet hierdie is 'n beter produk wat jy gaan uitprobeer en hy gaan pak slaag kry. So, maar ja, ek het nie al julle reps is so bad as jy sê. Nee, regtig. Ek moet sê ek het 'n goeie stel ouens wat saam met my werk en regtig hulle ons verstaan mekaar gaan lekker aan. My rep het selfs gister gehelp saad in en uitlaai. Ja, 4 keer op hy jy kyk jy moet 'n bietjie werk. So ou François het bietjie gebuig, maar hy is gewoond daaraan, so ja, en ek kyk ou Henry, ek kom sê Henry hy ry vir ons hompie aan. Dankie Henry. Ek kan net nie gaan gaan nie. the Birmingham AJ. So maar weet Chris ook, ek mis vir Chris. Dus ek weet nie of Chris nog leef nie, ons moet hom tog 'n bietjie bel. Chris ons wil gaan golf. Weet so maar dit is regtig 'n goeie klomp ouens wat die ons werk en doen en ek sê ek skiet nie reeds af nie, maar weet dit moet oop vir weet dit as when shit it's a fan, hy moet daar wees vir jou, weet en hy moet saam met jou kan gaan en as die ou nie eens weet waar jou lande is nie, maar jy sien jou net 1 keer 'n jaar, nee, dan is dit definitief nie. Of as jy so is dit is wat jy wil hê, ja, maar by my werk dit nie so nie, weet. Jy weet so maar ja, en ek het ervaring al gehad het ou vir my gesê het, hulle het my 'n spesiale prysie. Nou hoor ek maar so van agter af, kyk, wêreld is klein en alles wat in landbou gebeur kom by daar nie uit. En ek het gehoor van hierdie spesiale aanbieding wat hulle vir my gaan gee. Net vir jou, net vir my, vir ons gewone boere. Ek dink almal van hulle maak so, weet dis is jy dan kom for you today said only for you. You special prize. En weet jy, ek het tog gekom bel gou 'n ander ou. Dit weer glad nie eers besigheid doen nie. En toe kon ek ja, hy het meer vir jou 'n spesiale ons is al lankal kliënt prys gegee nie. Dit is net hier's my prys. Hier's my prys ja. Toe kon R103 goed. R103. Dis by hektaar. Dis baie geld, né? So jy moeilike besluit. Vandag se tyd, dis baie duur om te plant. Kyk waar die enigste wat vinniger val is 'n klip uit 'n boom uit, die mieliepryse, sojaprys. Sojaprys. So ek wil alles doen sover ek kan om geld in my sak op te sit. Almal moet leef, maar weet jy, ek's jammer ons boere trek maar in die kort kant nou. Want ons moet die diertrekkers koop, ons moet die diergif koop, die dierkunsmis, dier alles, maar ek kan jou 'n brief gee. As ek vir daai ou sê, hoor hierso, jy moet by Woolworths gaan melk koop in plaas van by Spar gaan melk koop, gaan hy by Spar melk koop. Ja. Net so ook gaan ek jou R103 goedkoper melk dan vat. Jy weet so 'n mens moet maar 'n bietjie rondshop. En ek sê nie dit gaan oor 'n langtermynverhouding ook. Maar rand en sent, daar's 'n streep. Alles het 'n streep, né? So, maar ja, bespuiting ook en ek dink 'n bietjie weer eens kom ons praat oor blaarvoedings, né? Ek het die ou stuur hulle blaarmonsters vir my. Hoorie, wat dink jy? Eerstens, hoe ek weet nie wat se milie is dit, hoe sê ek ken nie jou grondgeskiedenis niks nie. Maar dis okay om na 'n monster te kyk. Daar's 'n paar goed en ek dink as dit kom by blaarvoeding, boontjie boormol op deen. Ja. Bietjie sink dalk. Maar jy gaan nie mangaan. Jy gaan nie mangaan is daar saam met Roundup. Smart Trio is 'n goeie produk. As jy bietjie energie wil neersit, enigiets met fosfaat, Greenleaf, ek raak oud. Ek kan nie onthou. Dit is net party stryds kon kry. Julle stryd mangaan sal hom al lekker. Gaan nou maar baie nice gewees het, maar ek is ongelukkig my gronde in mangaan is nie. Ek het dit nodig, maar ek wil nie kombinasie produkte. Ek het hierdie week weer gekry wat ek vir iemand gevra het, eintlik spesifiek gesê het oor dat ons stryd mangaan van die mark af is. Praat ek met hy sê vir my hierdie is my behoefte en ek soek en sy eerste antwoord was nee maar wat jy met hierdie produk probeer. En hy probeer net help, maar wat partykeer wat die ouens nie verstaan is nie. Ja, daar is mangaan in daai boksie, maar daar's 'n klomp ander goed in wat ek nie wil hê nie. Wat die probleem groter gaan maak. Wat die probleem gaan groter maak of was te veel boor in
dat ek hom nie in die voor saam met my sojas kan sit nie. Ek wil nie dit hê nie, ek wil net die mankaan hê. En en baie keer is dit maar okay, ons het nie vir jou hierdie produk nie, maar hierso is vir jou as dit so half 'n shotgun, is 'n ander boksie hulpatrone, maar dit bly hulpatrone. En eintlik soek ek net daai 308 om een skoot met te Maar ek dink ook so wie nou praat van 'n halgeweer en 'n 308, nê. Onthou met 'n 308 jy dan 'n bietjie verder skiet. En ek dink met 'n halgeweer jy shotgun approach. Ja. En ek dink as dieselfde ook, ek dink by waar jou grondbevrugbaarheid is. As jy niks in die grond het nie, gaan 'n mengsel van al daai goed heel moeilik. As jy niks ek meen en daar is baie ouens wat nog nooit wat nie geglo het aan 'n blaarvoeding nie, maar nou die hype kom blaarvoeding hy's eintlik al verby. Maar daar's ouens wat sê okay, maar ek moet iets probeer. Wat kan ek probeer? Jy kan by daai ou enigiets spuit. Vir alle ou wat nie kunsmis op sy geen bemesting doen op 'n soja nie, geen mis gooi op 'n soja nie. Die grond gaan ek dink noodwendig armer wees. So enigiets wat jy daar spuit, as jy 2-3 liter van daai blaarvoeding kan spuit, gaan jy kick sien. Gaan die aksie gaan alweer. Jy kan maar vir jou kontrole los. Hy gaan 'n ton slegter doen as dit wat iets gekry het. En daar was 'n maatskappy op 'n stadium gewees wat hulle produk gegarandeer het en dan maar jy moet 'n kontrole los en as die kontrole beter as die produk doen, dan gee hulle jou geld terug. Maar op die kontrole mag jy niks doen. En toe sê ek ook vir hulle, okay, maar dis mos nou nie fair nie, want ek wil eintlik jou produk teen 'n ander produk toets. Ek kan nie as jy honger is, ek sê vir jou, okay, maar probeer jy die water, ek gaan nie steak eet, ons kyk wie se honger gaan weg nie. Dit is presies dieselfde. So Maar ek dink as jy nou so met die 308 jy ver na hoër opbrengs toe gaan. En dan is ook sê ek spuit nie 'n blaarvoedings nie, want as ek 'n blaarvoeding spuit, gaan ek eintlik myself cap want ek gaan verhoudings uitgooi. En alhoewel dit min is wat jy met 'n blaarvoeding neersit. Dis letterlik. Maar sê nou net weer vir al die slim mense daar buite, jy gebruik nie blaarvoedings meer nie, maar gebruik Widrow. Okay, applicate ja. So. En ek het dit nou eendag ook gesê toe ons oor Kevin se goed gepraat het. Toe ons op daai plot, hulle Mac plot was waar hulle al die verskillende maatskappye het proewe gedoen en daar was sulke bordjies met al die verskillende goed op en alles wat op daai bordjie is wat ons in blaarvoedings het. Maar dit wat op daai bordjie op die volume kant is gallonne en nie milliliters nie of gramme nie. So hulle het klaar agtergekom, maar ek dink ons gee net 'n bietjie, ons gee te min, ons moet meer gee. En maar meer en ons gaan praat bietjie oor, ek wil bietjie praat oor 'n ding wat ek gehoor het, maar ek dink dit gaan in die volgende episode wees want maar ons merk dit. Ons sal dalk merkie. Ons maar ja, noodwendig deur die wortels gaan ons dalk meer van 'n produk opkry as deur sy blare. Ja. En ek byvoorbeeld soos boor, as jy hom nou gespuit het, vars blare môre het glad nie boor op nie, kan hulle maar gaan pluk. Maak so. Volgende week verkoop ek weer boor. Ja. So daar is 'n definitiewe wetenskappe aan. Jy gaan 'n effek kry, maar as jy begin jou grond en jou goed en jou regstellings begin regraak, dan kom jy agterkom maar hier's van die blaarvoedings dat jy jou geld mors. Ja. En dis of klaar in die grond of daar's 'n verhouding wat nie gaan reg wees nie. Maar daai boer op die regte tyd kan 'n ton hektaar wees. Ons gaan ek boer. Ja, 'n ander boer vir jou ja. So nee, weet jy, en ek dink met bespuiting ook die hele ding van al die additives se goed wat daar is. Ek is nou besig met die ouens van Fulltech. In eintlik maar Brazil. Amerika, jy het hulle ook ontmoet toe ons al was en ons gaan kyk ons is besig om te kyk of van hulle produkte ook hier in Suid-Afrika kan kry. Ek dink dit is 'n hulle tog al 'n produk vir drones wat jy kan bysit, juist om te help met drifting en goed wat baie lae konsentrasie en goed is wat help met mengselkonsentrasie. Jy weet so daar is produkte wat 'n bespuiting jou kan maak of breek en doen dan ook en moenie net groei hormone en goed meng as saam met Roundup en goed nie. Dit kan ook dinge die mekaar maak. Eers ek sien op sojas ouens, hulle vat sommer so cardboard en dan skryf hulle 600 goed neer daar en dit alles die mix in. Jy mors jou geld. Maar ja, blaarbespuiting as hy gaan by jou werk as jy op dit doelgerig iets teiken. As jy gaan vat 'n kannetjie en daar 600 goed in, wat het gewerk? Wie gaan verhouding uitgooi? As jy grondarm is, ja, doen dit.
daar's baie produkte. Ek persoonlik hou van brand se goed. Ja. Weer Molly, Smart weer, Trio, Quattro en 'n sonneblom. Wie wat sonneblom? Ek plant nie daai nie. Jy's geseënd. Duiwekos. Duiwekos, ja. Maar as 'n Quattro en 'n sonneblom, nee, moet ek vir jou sê loop saam. Daai swaal, sulke blare. Ja. Adam Eva blare. Maar ja, Maar die van net alles. Trio en Roundup vir my, weet en daar's baie maatskappye met baie goed. So jammer as ek nou nie 'n produk noem nie, maar hierdie is die goed wat ek gebruik en dit werk by my. Daar Nutrico het ook Nutrico se dan klus ook dinosaur ding ek. Dit is nou onthou nie. Maar goed, ekskuus JJ my produk werk, maar ek kan dit nou onthou nie. Maar daar is regtig, daar is goeie opsies. En ek moet vir jou sê, ek meen daar's ook goeders wat in die mark beskikbaar is wat ouens net nooit dink om dit aan die mieliekant of aan die sojakant Maar jy aan ons weet nie bloot van te dit. stel nie. Jy weet soos 'n kloete jy's ons nou weer terug by daai mangaan en boor ding. Ek dink dis eintlik 'n goeie produk. Hy is nie 100% waarvoor ek hom wil hê nie. Ek Maar het nie ek geweet van die dink- produk nie. In 'n wardrobe gaan hy flip en werk want ons is mos nou klaar by ontkieming en al daai goeie verby. Ja. En nog ek gaan hom proef. Frans Maar ek het nie geweet van daai produk wat jy nie gesê het nie. Ja. So ek dink as die ouens hier kom kry, wie te kom sit. Ja. En ek dink blootstelling te gee aan die goed want Ja. nie net ek wil dit weet nie, jy wil dit ook weet en ek dink hier's baie boere in Suid-Afrika wat wil weet. So gat is daar, ek weet daar's 'n klomp ouens wat nou al gesê het hulle wil kom. Syngenta is een van hulle. Ons 'n bietjie praat oor hulle en stof ook op 'n stadium of ek dink as hulle hier is. Want ek 'n paar interessante observasies daar ook, maar dis vir 'n ander dag. Maar ja, ek weet nie of daar nog iets is wat jy wil sê oor Ja, ek spyt nie. dink kyk oor spuite gaan ons nog baie praat en ek is seker ons gaan weer praat. Daar kom baie vrae op. En ons sal en ek dink ons gaan onsself 'n bietjie herhaal partykeer, maar dit is maar goed wat ouens dalk meer as een keer moet hoor en wat ons vir onsself ook moet hoor net om seker te Om maak vars te bly jy verkoop nie jou geluk nie. Maar ja, op jou drone dan. op my dryf. En ons nuwe kameraman daar agter, Dieter. Dankie.